Hallo, my naam is Janine van die Kerk van die Radio Kansel en die hele week by Radio Kansel praat ons oor generasies. En daai ding dat die Here 1000 generasies na jou seën as jy hom liefhet en sy gebooie onderhou. In geval jy wonder waar staan dit. Deuteronomium 7 vers 9, gaan lees ons sommer self. Dit staan daar. Jy moet weet dat die Here jou God is, die betroubare God, wat sy verbond en sy getroue liefde in stand hou tot 1000 generasies van die wat hom liefhet en sy gebooie nakom. Die gedagte dat jou gehoorsaamheid 'n effek het op generasies na jou. Praat van 'n nalatenskap. En ek dink sommer dadelik aan my granny. Nou, ons het hulle granny en grandpa genoem, want hulle kon nie 'n steek Afrikaans praat nie. Hulle het van Switserland af gekom. En my granny het juis my grandpa getrou, sodat sy hier in Afrika kon kom bedien. Nou, my grandpa was die predikant gewees, maar my granny is van daai, sy sal nie eet, voordat almal nie rustig om die tafel reg en oukei is nie. Sy hoef nie te preek nie. Haar hele lewe het Jesus geskyn. En ek weet wat jy gaan sê. Daar's baie mense wat Jesus nie lief het nie, maar wat dienaars is, wat goeie mense is. Maar hier's die verskil. 'n Goeie mens se goeie daad help vir daardie oomblik. Dis altyd so tydelik as wat die mens nou maar is, of die omstandighede nou maar is. Maar hierdie skrif sê, dat as jy nou gehoorsaam is, as jy nou die Here liefhet, hom volg, doen wat daar te doen is, dan tel jou dade vir generasies na jou. Hulle word geseën. Dit sê nie hulle word gered nie, jy kan nie namens hulle redding aanpas nie, maar die voordeel, die seën, die guns wat hulle daar uittrek, is onverstaanbaar. So, dink daaraan, dat jou aksie nou is deel van 'n ewige plan, uitgedink en beplan deur 'n ewige God. Dis soos een baksteentjie in 'n ewige muur en dit tel vir ewig. Ja, jou bloedlyn, maar in sy plan vir biljoene mense, almal net omdat jy vandag besluit het om hom lief te hê en hom te dien met alles in jou. Amazing, is dit nie? Mag jy die een wees, as jy nie generasies voor jou het wat hom gedien het en jy trek die voordeel nie, begin jy die ketting, die geloofsketting dat duisende generasies na jou voordeel kan trek. Amazing, hè? Nou Matthie, ons is mos nou hier om dalk.